Hartlik welkom ook aan ons online kykers by hierdie geleentheid vanoggend, ons goeie Vrydagdiens op 3 April 2026. Vriende, ons staan vandag by die kruis. En uiteindelik nie om iets vinnig te verklaar nie. Nie om, wil ek sê, goed te probeer verduidelik nie. Maar om dalk 'n slag net te sien. En ek wil graag die Johannes Evangelie gebruik om saam met julle daaroor te dink. En spesifiek dan Johannes 19. Johannes 19. En ons wil daar vanaf die 13de vers saam lees. Kom ons hoor wat die Here se woord vir ons sê. Johannes 19 vers 13. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat klipterras genoem word in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees en dit was omtrent 12 uur die middag. Hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning. Kom ek stop net daar. Onthou julle toe ons Johannes 12 gelees het, verlede Sondag, oor die intog in Jerusalem, het die skare gesê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hulle het hom gegroet as die koning van Israel. Nou kom Pilatus en hy sê vir hulle, hier is julle koning. Nou wil ek hê jy moet hoor, wat is die skuif van Palm Sondag na Goeie Vrydag. Maar hulle skreeu, vat hom weg, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Kyk nou weer die mense se wysheid, se skynbare wysheid. Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word. En hulle het Jesus weggeneem. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. En dan gebeur daar verskeie goed aan die kruis, vers 28. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat hy die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Ons lees tot sover toe. Vriende, die van die wat saam met ons in die kerkgebou is vanoggend, kan vir 'n paar oomblikke kyk na enige van die kruise
wat in die kerk gebou is. Het sy op die skerm, het sy by die labirint op die klavier, uiteindelik ook die prentjie van Jesus wat self sy kruis dra, soos Johannes dit beskryf het. Of jy kan kyk na die groot kruis in die middel, jy kan die twee kleiner kruise sien en sê maar, dit vertel iets van die prentjie, Jesus in die middel, die twee links en regs. En wanneer ons na die kruis kyk, en wanneer ons hier is, ons mekaar sê ons wil sien. Ons wil sien. En die spieël van die kruis sê vandag, wat sien ons? Ons sien, ons kan lief hê. In ons binneste, ons kan lief hê. Maar as ons eerlik is en 'n bietjie dieper kyk, dan kan ons vir mekaar sê, ons kan ook wegdraai. Ons kan onsself ook distansieer wanneer dit ongemaklik raak. Ons kan glo. Aan die ander kant, die dieper kyk, ons twyfel soms. Ons wonder. Ons vra. Dalk moet ons vir mekaar sê, Palm Sondag was ons deel van die skare wat gesê het Hosanna. Maar partykeer bly ons ook stil. En partykeer raak ons goed kwyt. Goed waaroor ons skuldig voel. Dieselfde skare wat Hosanna geroep het, was die skare wat ons gelees het, gesê het, vat hom weg, kruisig hom. Ek kom sit dit nie vandag op jou skouers as 'n skuldlas nie. Ek wil jou net help om te sê, kyk 'n slag eerlik. Sien ook die dieper weerkaatsing in die spieël as net die goed wat jou laat goed voel. Kom is dit belangrik? In 2026 is ons 'n blame and shame society. Ons hou daarvan om die probleem buite onsself te plaas. Net solank daar iewerster 'n sondebok kan wees. Net solank daar iewers iemand kan wees op wie ek die blame kan plaas en my eie verantwoordelikheid en my eie verantwoordbaarheid ontduik. Buite myself. From a distance. Hoe dink ons? Ons dink dood eenvoudig as ons in 'n situasie is wat ons ongemaklik is, ek ongemaklik is, dan sê jy baie keer hoor, maar as hulle net anders was. Of as daardie persoon net sy of haar ingesteldheid wil verander, sal dit heeltemal anders wees. Maar jy verwag van mense
om ruimte te skep vir jou ingesteldheid, vir jou gesindheid. Maar eintlik staan jy terug en jy sê, is nie ek nie. Hierdie sal werk as iemand anders die skuld dra. Ek sê by die Bybel noem dit eenvoudig sondebok. As jy Hebreërs gaan lees, dan sê hy, jy weet, Jesus sterf vir ons. Ekskuus, nou sê ek Hebreërs, Korintiërs. Dan sê hy dood eenvoudig, hy het vir ons gesterf, hy het ons sonde op hom geneem. God het hom in ons plek as sondaar behandel. So Goeie Vrydag sê, wêreld, hou op blame and shame. Want die kruis trek 'n streep daardeur. Dit gebeur op Goeie Vrydag. Want Jesus, die een aan die kruis, is die een wat vir altyd die blame en die shame wegvat. Wat die sondebok word. En die belangrike is, boonbehalwe dat hy ons sonde las dra, beëindig hy die mens se praktyk om van ander sondebokke te maak. Met ander woorde sê hy vir ons, ons kan nie langer mense blame en shame nie, want dit is afgehandel. Dis nie as kinders van God meer woorde in ons woordeskat waarmee ons reken dat ons verantwoordelikheid in die lewe kan ontduik nie. Ek kan nie meer maak wat ek wil en dan sê, ag vergewe my want ek is net 'n mens nie. Almal wat in Christus is nuwe mense, die oue het verbygegaan. So jy kan nie nuut wees wanneer dit jou pas en oud wees wanneer dit jou pas. Dis die een of die ander een. En dis waar Jesus staan as hy aan die kruis hang. En jy hom hoor in Johannes wanneer hy sê, toe hy daardie wete in sy binneste het, dat alles volbring is, tetelestai, it is paid, it is finished. Toe roep hy uit, sodat die skrif vervul kan word, ek is dors. Hulle het hom met suurwyn gevoer. Toe hy dit klaar gedrink het, het hy uitgeroep, dit is volbring. Hy het sy laaste asem uitgeblaas en hy het vooroor gesak. So ek wil hê jy moet die kruis sien vandag. Want aan die kruis sien ons iets wat ons lewe radikaal verander. Aan die kruis sien ons iemand met die naam Jesus wat die skuld dra, wat die sondebok is, wat die sonde las dra. Maar tog anders. Nie omdat God iemand nodig het om te straf nie. Maar omdat God kies om te dra wat ek en jy nie self kan dra nie. Ek het net nou die lied aangehaal, leeg net weet my sonde las, hou ek u verdienste vas. Ek kan nie. Ek kan nie my eie sonde vergewe. Ek kan nie my eie las dra nie.
Daarom op daardie Vrydag is die kruis nie God se nee vir die wêreld. Dis God se ja vir die wêreld. En ek en jy sit hier, dis Vrydag. Ons hoef nie vandag alles te verstaan. Ek sê weer, ons het die groot prentjie. Ons weet waant ons op pad is. Op hierdie dag moet ons dalk 3 goed sien. En as jy dan in stil Saterdag ingaan, dat jy met dit gaan sit. Vandag kan jy sien, God het nie weggedraai nie. Jesus het nie vir die skande van die kruis teruggeduins. God het nie opgegee. Nêrens het God sy ja vir die wêreld teruggetrek. En ek weer sê, God het nie weggedraai nie. God het nie opgegee nie. God se ja is nooit teruggetrek nie. So wanneer ons nou by 'n punt kom waar ons hier in die skadu van die kruis ook nagmaal gebruik, dan hoor ek God wat sê, ja. Ja vir elkeen wat in hierdie gebou is, ja vir elkeen wat nie in hierdie gebou is nie, ja vir elkeen wat nie op die skerm ingeskakel is nie. God se ja is vir die wêreld. Want dit was die doel van Jesus se koms. God het die wêreld so lief gehad dat Jesus gekom het. Soos ek aan die tafel kom sit vandag, dan sit ek nie iets op die tafel neer as bewys van my geloof nie. Ek gee myself. Romeine 12, ek gee myself as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir God aanneemlik is. Met my vrou, met my skuld, my lewe. So die Here wil jou vanoggend nooi. En hy wil vir jou sê, kom hou saam met my maaltyd. Kom geniet saam met my brood en wyn. Sodat jy in alle ewigheid nooit weer honger of dors sal wees nie. Geliefdes, in die nag wat die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem en hy het dit gebreek. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit uitgedeel en gesê, neem dit, eet dit. Dink daaraan dat my liggaam gebreek is tot volkomme versoening vir elkeen se sonde. Elke keer as jy uit die beker drink en van die brood eet,
verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Doen dit tot my gedagtenis. Doen dit so dikwels en so gereeld as moontlik. Want julle ly aan geheueverlies. So daarom as ons die beker neem vanoggend, dan sê ons ook vir mekaar, ons kan dit drink. Dis die bloed van die Here Jesus Christus, wat gevloei het om elkeen van ons, ook van ons sonde, te reinig. Ons word deur hierdie tekens gevoed en versterk. En is nodig dat die Here ons vandag op hierdie Vrydag by die kruis kom versterk, sodat ons deur hierdie naweek kan gaan. En daarom nooi ek jou by voorbaat om Sondagoggend weer met Opstanding Sondag saam met ons nagmaal te gebruik. En dan uiteindelik met die wete dat die lewende en opgestane Here Jesus Christus deur sy Gees by ons betrokke is. Amen. Ek groet hiermee ons aanlyn kykers. Ons praat met mekaar DV Sondagoggend.